Môre is donderdag 26 Junie en ons is nou by dag 4 en ook fees 4 van die 7 feeste van God. Vandag kyk ons na Pinkster en hoe God nie net lewe begin nie, maar dit ook voltooi en vul. Gister het ons gesels oor die fees van die eerstelinge en asook die 3 dae na bevrugting toe die embrio begin anker. Maar vandag is ons by dag 50 na bevrugting. En die ginekoloog het iets ongeloofliks gesê. Presies 7 maal 7 weke, ongeveer 50 dae na bevrugting, is die klein embrio nou 'n volledige fetus. Voor daardie tyd lyk hy dalk soos 'n klein kangaroo of 'n piepklein olifantjie, iets baie vreemds. Jy sou nooit kon sê dit is 'n mens nie. Maar op dag 50 is daar geen twyfel nie. Die hart, die niere, die brein, die ingewande, alles is daar. Van daardie punt af groei die baba net verder. En dit pas perfek met wat God gesê het in Levitikus 23 vers 15 tot 16. Dan moet julle tel 7 volle weke tot die dag na die 7de Sabbat, 50 dae. En dit is Pinkster, die dag toe die Heilige Gees uitgestort is en die kerk gebore is. In Handelinge 2 vers 1 tot 4 staan daar geskrywe: En toe die dag van die Pinkster vervul is hulle almal met die Heilige Gees vervul. Soos die baba nou ten volle gevorm is, was die kerk op daardie dag gereed om te groei, volledig, gevul en lewendig. En van toe af het die kerk net gegroei deur die Gees in Christus. Die oorspronklike Griekse woord is Pentekoste wat hulle gebruik het. Dit beteken 50ste, die volheid van tyd waar God se Gees uitstort. En hier is die waarheid: jy is nie net gevorm nie, jy is gevul. Jy is nie net begin nie, jy is geroep om te groei. Die Heilige Gees woon in jou sodat Jesus deur jou kan leef. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie dat U nie net lewe begin het nie, maar dit ook voltooi. Dankie dat U my vul met U teenwoordigheid. Laat ek wees soos ek daardie babatjie, ten volle gevorm, liefgehê en groeiend in U. Ek wil nie net begin nie, ek wil vrug dra. In Jesus naam. Amen. En laat ons dit vandag saam sê: ek is gevorm in God se perfekte tyd. Ek is gevul met sy Heilige Gees en ek is geroep om te groei en vrug te dra. En moet ook nie vandag vergeet nie, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet, en dalk, net dalk, is dit jou groei in Christus wat iemand anders laat ontdek. Die Heilige Gees lewe ook in hulle. Ek hoop jy het 'n geseënde donderdag.